Goeiedag. En vandag lees ons Johannes 17. En dit gaan oor die gebed van Jesus. En vandag gaan ek jou iets vertel wat ek reken baie min Christene weet. En dit kom uit die gebed van Jesus se eie woorde. Ek wil net so in 'n kort inleiding gee oor Johannes 17 voordat ons dit lees. Het jy al ooit per ongeluk iemand vir jou hoor bid? Nie 'n vinnige God seën jou voor ete nie, maar 'n ware, rou persoonlike gebed. Dit verander hoe jy daardie persoon sien. Ja, in hoofstuk 17 sien ons die lug in die bovertrek was dik gewees. Nie net van die reuk van die Paasmaaltyd nie, maar van onuitgesproke spanning. Ja, ek was vandag in Johannes 17 gewees en Jesus het letterlik vir ons gebid. Vir eenheid in vers 20. Vir ons as kinders van die Here, as families, wat die woord van die Here saam lees, vir eenheid. En dit het my dankbaar gemaak vir julle almal wat die Bybel saam met ons lees. Ek wil julle net laat weet het. Jesus het vir ons gebid. Dit is my boodskap en ons gaan nou daarby kom. Maar daardie aand het die disippels geweet iets was verkeerd. Jesus het so pas hulle voete gewas. 'n taak vir 'n dienaar, en het gepraat van verraad en 'n verraaier in die vertrek, 'n duiwel, Johannes 6 vers 70. Na die Pasgamaaltyd het Jesus opgestaan, en hy het sy oë na die hemel opgelig, nie in wanhoop nie, maar in volle, opofferende vertroue liefde, en Jesus het begin bid. Hy het nie gebid vir vertroosting nie, nie om sy kruisiging vry te spring nie, absoluut nie. Nie vir veiligheid nie, maar vir heerlikheid, vir beskerming en vir eenheid vir sy disippels en al sy ander kinders. En toe bid Jesus iets wat die fokus van hierdie hele hoofstuk verskuif, van 'n historiese oomblik na 'n persoonlike belofte vir jou en vir my. En ons gaan dit nou lees daar in Johannes 17 vers 20 tot 21. Waar Jesus sê, ek bid nie vir hulle die disippels alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Ja, dit beteken duisende jare gelede, ure voor sy arrestasie en kruisiging, het Jesus vir my en vir jou ook gebid. Daar's 3 bewegings van Jesus se gebed, soos ons dit nou gaan lees. En dit is as volg. Die eerste een, verse 1 tot 5. Jesus bid vir homself, dat die Vader hom deur die kruis sal verheerlik en die werk sal voltooi. En verse 6 tot 19 bid Jesus vir sy onmiddellike disippels, dat hulle deur die waarheid beskerm en afgesonder, geheilig word. En verse 20 tot 26 bid Jesus vir ons die toekomstige gelowiges, vir jou en vir my en ons groepie, dat ons volkome verenig sal wees, sodat die wêreld weet dat God hulle liefhet. Kom ons stap nou saam in die kamer waar Jesus gebid het, binne, en luister wat Jesus vir ons gebid het. Luister nou mooi. Jesus bid nie oor ons tot God nie. Jesus bid vir God, tot God, as hy sê, ek bid ook vir die, wat deur hulle boodskap in my sal glo. Nou ja, kom ons lees nou die woord, wat die woord van die Here vir ons wys en vir ons leer. Jesus bid vir sy disippels. Ons lees uit die nuwe vertaling, hoofstuk 17 vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. U het hom immers in die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het,
voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u afkom, want die woorde wat u my gegee het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het. En hulle het geglo, Here, dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld, want ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na u toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Luister nou mooi, vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die, wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ek lees vers 20 en 21 ook, in die ou vertaling, die 33 vertaling. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Vers 22. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, een, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld af liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, soos ek ook in hulle is. Tot sover vandag. Net 'n kort naskrif, selfondersoek uit Johannes 17. Ons het sopas gehoor hoe Jesus voor die kruisiging vir ons bid. Hy het nie vir vertroosting gebid nie, hy het gebid vir eenheid. Ons eenheid, ons gesinne, moet in eenheid saam staan in die woord van die Here, sodat die wêreld kan sien, ons is een in Christus.
ons beskerming en ons sending. Dis wat Jesus verlang. So voordat jy klaar geluister het, laat ons harte ondersoek met 2 vrae, direk uit Jesus se gebed. 1. Leef ek in die wêreld, maar nie daarvan nie, soos vers 14 tot 16 vir ons wys. Want Jesus het gesê, hulle is nie van hierdie wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Maar hy het ook gebid, my gebed is nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie. Ja, en dan sien 'n mens in hierdie 2 verse, daar's 'n onder 14, 15, 16. Ja, en dan sien 'n mens in hierdie 3 gedagtes, daar's 'n ondersoekgedagte. Waar het ek hierdie week toegelaat dat die wêreld my vorm, in plaas daarvan dat ek daarin gestuur word om die evangelie te verkondig? Is daar 'n oortuiging? Is daar 'n gewoonte of prioriteit wat ek dalk aangeleer het, wat nie soos Jesus lyk nie? En die tweede gedagte is, laat my lewe Jesus se gebed vir eenheid, waar of vals lyk. Wat sou jy sê? Ek weet nie hoe dit in jou familie lyk nie, maar in my familie is daar definitief nie eenheid oor die woord van die Here nie. Ons familie kan nie eens die woord van die Here saam lees nie, en daaroor gesels nie, en hoor wat God vir ons wil sê nie. Ons lees dit in vers 20 tot 23. Mag hulle een wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Ons eenheid met mekaar is hoe die wêreld Jesus sien. Ons eenheid met mekaar. Ja, is daar iemand wat nou dalk luister of dalk in 'n kerk sit, wat ek op 'n afstand hou, 'n wrok, of kinderpraatjies, of vergelyking, wat Jesus se gebed soos 'n leuen laat lyk? Jesus het sy gebed afgesluit met, ek het U aan hulle bekend gemaak, sodat die liefde wat U vir my het, in hulle kan wees, vers 26. Ja, vra hom, vra hy Vader, Vader, waar wil U hê dat U liefde hierdie week in my moet verskyn, wat nie nou op hierdie oomblik teenwoordig is nie? En ons sluit af met 'n kort gebed. Here Jesus, dankie vir U, dankie dat U vir ons gebid het, voordat ons eers geweet het, dat ons dit nodig het. Maak ons een, Here. Werp ons families saam. Maak ons een. Bewaar ons van die bose. Heilig ons deur U waarheid. Laat die wêreld U in ons sien, tot eer en verheerliking van U wonderlike naam. Amen.